toe ek net met events begin het ek nou 1 jaar 'n groot event in Appington in die gang en ek het klomp posters geprint, ons moet die goeders teen die lamppale opkry en die eerste postertjie kom aan is net so op papier postertjie en ek weet nie wat om met die poster te doen nie. Ek dink kom ek plak hom op karton. Ons plak hom op karton, maar smeer daai gom. As dit klaar geplak het, los ons dit nou laat droogbaar raak. Môre gaan ons alles ophang. Volgende oggend staan ons op, dus daai kartonne almal so gebuig. Hulle lê so gekrul, so lyk hulle. Nee, ek dink myself, o, Here, hierdie gaan nie werk nie. Nou het ek 'n ander plan. Ek gaan nou brand rings gaan koop. So vir die vrouens wat dit nie weet nie, of mans wat nie weet nie. Brand rings is 'n 38 by 38 plank, balk. Jy kry hom in lentes, 3.3, 3.6, ek dink 3 meter, 3.6 en 4.2, 4.8 lentes tot op 6.6 meters, as ek dit nie mis het nie. Dis waarmee jy ceiling inslaan. So jy sit eers daai plankies in en dan slaat jy die ceiling teen daai plankie vas, nê. Maar nou dink ek gaan hierdie brand rings koop, dan split ek hulle op my pa se tafelsaag, nou mooi in die middel deur, dan het ek bietjie dunner plankies, dan sit ek dit in die agterkant van die karton, dan trek ek ons nou reguit en dan het ek sommer 'n lekker stabiele poster daar, want ek het 50 van hulle wat ek oral oor die dorp moet opsit. Right. Dat ek daar by die huis, die brand rings, tafelsaag, my ma en pa's en Kimberley, hulle kuier by vriende, my broer is in die woonstel. Ek's hier in die werkswinkel besig om brand rings te saag. Saag, volgende oomblik hoor ek 'n klap gelyk. Klappe ding en ek skit my vinger weg en ek kyk wat dit is, want baie keer wanneer ons al so gesaag het en iets klap soos dan so 'n spykertjie in of hy's net mooi oor 'n kwas of 'n ding wat hy uitgeskop het en dan maak dit so gelykie. En die volgende voel ek my vinger klop en ek lig my vinger op en hierdie spesifieke vinger. Dit lyk nie so nie, maar die spesifieke vinger, as jy nou, ek weet nie of mense eers al hier kan sien nie, ons kyk gou hierso, daar, my kamera wil nie lekker fokus nie, maar hierdie spesifieke vinger het so 'n riffietjie hierso, so 'n klein riffietjie, soos daai ding hier ingesit, maar dit het gelyk op dieselfde oomblik of dit oopgesplit het, dus ek kon nie my vingers sien nie, ek kon nie my naels sien nie, niks, dit was net bloed gewees nie. Nou hol ek haar om, na my broer toe, ek sê, hoor hierso, my vinger in die tafelsaag gedruk, hy gee sommer nou 'n vuil lap, ek druk hom maar op, hier gaat ons gaan nou by die klinie toe. Nou begin bid ek in tale en sing ek in tale, soos die Here met my net help hierso, ek weet nie om te maak, ek het nie mediese fonds, ek het nie ons by taalplan niks daai tyd gehad nie. En ons kom maar by medikliniek, maar toe ek uit daai kar uit klim, kom die gees van die Here oor my nie, en ek so kalm soos 'n psalm, klim al uit, ek gryp daai kar waar ek sê vir my, hey buddy, weet jy dat Jesus se plan met jou lewe, weet jy dat lief vir jou is? Hier is my buddy, sien net my vinger, hy sleep my daar om, ons is daar so 'n ongeval en daar lê ek op die bed, nurse kom maar, ek wil net met daardie gospel deel, sy vul vormpies in, ons bel eventually my ma, ons wil hom nie gebel het om haar te ontstel nie, maar ons bel haar eventually, want sy is 'n nurse, sy werk by die dokterspreekkamer, sy sal eintlik kan help met hierdie tipe van dinge, spel haar, sê vir hy ma, het dit nou net gebeur, en ek sit daar so met my vingertjie, en my ma sê, moenie by medikliniek gaan nie, dis te duur, gaan spreekkamer toe, dan roep ek die nurse, sê ek vir die nurse, hoor hierso, hulle sê is baie duur hierso, die spreekkamer is goedkoper, as jy nou ek was, waartoe sy gegaan het, nee, sê sy spreekkamer toe, ek sê, okay, great, skrap al die papiere, ons skiet spreekkamer toe, kom my spreekkamer plek is vol, hier sit 'n oom met krikke, hier sit 'n hoes een, hier sit 'n nies een, hele baba, plek is vol mense, maar ek skiet reguit verbandkamer toe, agter, hier sit ek, nou het hulle my vinger in so 'n bakkie, weet nie wat se ontsmettingsmiddel, watertjie wat hulle dalk daar het, en nou om die bloed wat nou al hard geraak het, bietjie sag te kry, en dan te kyk hoe werk dit nou, terwyl hulle besig is, om my vinger hier in te sit, kom stap die tannie Hester, kom stap sy in, en die Here sê vir my, sy het larig probleme, ek sê, tannie Hester het jy larig probleme, ja, sê sy, ek sê vir my broer, leg jou hande op haar, my broer lê hande op haar, bid vir die Here genees tannie Hester se rug, pyn is weg, ek weet hoe dit nou is vandag nie, maar daai dag, pyn gone, pyn is reg, hier gaat ons, dokter kom, hy sê, nee wat, ek moet môreoggend terugkom, ons sal eens kyk of ons moet steke inkry, hulle gaan nou eers toedraai, môreoggend kan hulle lekker skoonmaak, kyk ons of ons moet steke insit, nou weet ek nie hoe my vinger lyk. Nou sê dokkie vir my, hoor hierso, jy moet nou met die vinger, moet jy nou maar net reg ophou, want as hy hang, dan gaan al die bloed onder toe gaan, en dan klop het, as dit nie baie lekker, nou sê ek vir dokkie, onthou nou, lewe en dood is in jou mond, so sê agter my aan, die vinger gaan nie klop nie, bloed gaan nie klop nie, ok, nou sê hy agter my aan, bloed gaan nie klop nie, great, awesome, gaat ons, toe ek by die spreekkamer, vinger toegedraai nie, toe ek by die verbandkamer uitloop, toe gaan my hand outomaties, so reg op net nou. Ek lag elke keer as ek die storie vertel, maar hier stap ek nou met hierdie vinger in die lug, met hierdie dik, groot verband rondom my vinger, en ek loop nou met die vinger hier rond. Nou kom ek uit, maar ek stap reguit na die oom toe met die krikke. Ek sê, oom, wat fit met hierdie knie? Nee, hy moet 'n knievervanging kry. Ek sê, no problem, ons sort die knie uit. Nou sit ek met die vingertjie, my antennaatjie daar in die lug. Sê ek, Here, dankie vir die oom se nuwe knie in die naam van Jesus. Amen. En dan stap ek uit die spreekkamer uit. Nou vandag, ben keer my vinger niks doen. Maar wat ek vir jou wil sê is,
paar maande na daai dag, stap ek eendag in Pick n Pay en 'n oom gryp my aan my arm. Hy sê vir my, Boeta, check hierso, ek loop sonder krikke. Ek sê, hoe meen oom nou? Hy sê, daai dag in die spreekkamer, toe jy jou vingers seer gemaak het, het jy vir my knie gebid en ek het nooit 'n knie vervanging gekry na dit. My knie is heeltemal genees. Nou hier's wat ek vir jou vandag wil sê is, hey, jy kan nie so opgevang in jou eie daaglikse lewe raak, dat jy nie meer toelaat dat Jesus deur jou vloei nie. God het sy krag in jou gesit, nie vir jou nie. Nie vir jou alleen nie. Dit is vir jou, maar is nie net vir jou nie. Dit is vir die wêreld daar buitekant. In Handelinge 1:8 sê hy, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, dan sal jy krag ontvang om 'n getuienis te wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot die eindtoe van die aarde. Jy ontvang nie krag vir niks nie. Jy ontvang krag sodat jy getuienis kan raak. Nou dit help nie, ons sê Jesus is ons koning, maar ons is so vasgevang in ons eie lewens, so vasgevang in ons eie self en ons eie ek en ons eie ou babbeltjie, dat die res van die wêreld niks van Jesus te doen kry nie, want alles gaan nou oor ons in hierdie oomblikie. Niks gaan oor ons nie. Jesus het gesê, as jy sy disipel wil wees, moet jy jou lewe neerlê, jou kruis optel en hom volg. En daai dag het ek geweet, al was my vinger in 'n saag gewees, al lyk dit of die wêreld al soos okay, daar's mense om my wat Jesus nodig het, en ek gaan dit bring, ongeag hoe die situasie vir my lyk. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat al lyk ons situasies woes en wild, al is dit baie keer moeilik om regtig net te fokus in wat ook al situasie ons self bevind, bid ek, Here, dat U ons sal wysheid gee, dat die Gees oor ons sal kom, en dat ons altyd sal inlê in dit wat U reeds betaal het voor, sodat die wêreld om ons U kan ontmoet deur ons lewens, al gaan ons deur die moeilikste tyd van ons lewe. In die naam van Jesus bid ek dit.